So ons is live. Welkom vir ons kykers hierso by die eerste stroom stories van die jaar. Hier van the Go To Guy se nuwe studio af. En vandag gesels ons eintlik met een van ons eie. Ons gesels met Johanay. Sy's nou een van die dae Mama Johanay, en ons het gedog laat ons bietjie met Johanay gesels oor om mamma te word oor die algemeen. So welkom Johanay hierso op seker jou laaste week by die werk. Baie dankie. En jy het gesê jou datum is nou tussen, Ja, 27 Januarie en begin Februarie. dis wanneer jy more or less dink Yes. babetjies op pad. Ja. Okay. Ja. Nou Johanay, die rede vir hierdie program vandag is eintlik, jy weet, ons almal sê altyd wat is wonderwerke? Wat 'n wonderwerke is daar in die lewe. Maar eintlik as jy daaroor dink, is baba seker een van die grootste kinders. Ja. Ek meen 'n saadjie gaan in en 'n baba kom uit. Mm. 'n hele klein mensie kom aan die ander kant uit en hierso is hierdie mensie ewe skielik 'n mens. Dis eintlik 'n wonderwerk, okay? Nee, dit is. En ek het gekyk toe my dogter nou haar baba gehad het, okay? En kleintjie gehad het, en is nogal 'n journey. So ek het gedink, kom ons gesels vandag bietjie net oor daai journey, okay? En alles wat deur mense ding se kop gaan, okay? So ek gaan jy nou bombardeer met 'n klomp vrae vandag. Want ek kan nou nie sê ek praat uit ondervinding uit nie, en ek sal ook seker dit nooit kan sê nie. Wel, nie seker, definitief nie kan sê nie. Maar as jy nou terugdink, en die eerste vraag wat ek vir jou sal vra is, was dit beplan? Okay, het julle spesifiek gesê wel, ons gaan hierdie jaar is ons jaar om die gesin bietjie te vergroot, of was dit net so impromptu? Ja, nee, so ons het die vraag al baie gekry. Dan vra, was dit beplan? Ja. Ja, nee, so dit was beplan. Ag ja, ons het ook net voor die tyd ons gevoel soos ja, die Here werk regtig in ons harte en ons beweeg ook nou in 'n seisoen in van ons raak ouer. So dit is ook 'n bydraende faktor daar gewees. Maar ja, ons het regtig net goeie voorbereiding gedoen. Maar die multivitamiene is voor die tyd gedrink. En ja, ag ons wil ook maar gereed wees. So ja, en toe gebeur dit net so vinnig. Dit is ook deel van ons testimonie van dit, en dis ook hoe ons bevestiging gekry het van dit is ons seisoen wat ons nou in moet wees. Ja, anders sou dit nie so vinnig vir ons gebeur het nie. Nou sê vir my, toe jy in die finaal dink, okay, dis nou sulke tyd, okay? Jy dink jy's nou verwag, maar ons moet nou eers dink, en dan sal bevestiging, en dan sal seker die hele proses. Ja. Toe jy nou dink, okay, dis nou, jy dink dis nou verwagting. Wat gaan deur mense kop? Okay. Ja, ek is baie paranoid met sulke goed. So mense het maar mos jou, terwyl die dames het maar die apps waarop hulle al die dingetjies trek en mooi dophou. En toe dit nou 'n week later is en nog steeds niks gebeur nie, dink ek laat ek nou maar 'n ou toetsie vat. En dis baie snaaks. Dit was in Junie 2024. Dit was die dag, ons was die donderdag, was ons saam met die span Parys toe vir ons Parys afdeling met al die video's, en dit was daai Vrydagoggend. Toe toets ek. En toe sien ek nou dis positief. Okay. En toe moet ek nou hierso saam met almal Parys toe gaan. Niks sê nie. Yes. Maar in die agterkop bly dit daarso. So ja, dit was net so 'n surreal oomblik gewees. Dus in daai oomblik is dit dis amper net jy en die Here wat weet is wat hierso aangaan en wat is besig om te gebeur en wat het gebeur. En dit was so amazing, en ek het altyd gedink, want ons sien mos altyd video's op sosiale media van hoe die ma nou die pa sê, dan maak sy 'n video of sy maak 'n pakkie op iets. Ag nee, wat, daar was nie eers tyd om dit te doen. Nee, maar hy was van die begin af was hy daarso. So ag, en dit was ook so, dit was regtig so groot oomblik gewees. Ek dink ons het altyd net tyd gevat om dit regtig in te neem. Ja. So En sê vir as jy nou die toetse gaan doen, het jy ook gegaan, ek meen jy kry nou die een positiewe resultaat. Doen ek sou 2 of 3 van daai goed gekoop, net om 100% seker te maak, okay? Het jy ook meer as een gedoen? Ja, nee, ek het beslis. So, dit was nou die eerste dag, en so ek het so, okay, dalk, maar toe wag ek nou net vir die volgende dag, net om
meer seker te maak, Mm. toe kry ek nog 2 ander toetsies ook. Mm. So Verskillende brands of dieselfde brand? nee, dieselfde brand. Dieselfde Dieselfde brand. brand. So nee, toe is dit nou en toe het ek die digitale eentjie ook gedoen. So nee, toe hy nou sê, Dis so, dit is so, dis ja. kind of this confirmation. Ja. En dan as mens nou sien sorry. As jy nou daarna kyk, dan jy die toets, né? Dis nou okay, nou is dit positief. Nou gaan bel hy vir môre. Het jy hom gebel of het jy hom daai aand gesien of hoe het jy dit gedoen? Nee, so hy was by die huis. O, was hy by die huis gewees? Nee, ek was 5:00 daai oggend, toe kon ek nie meer nie. Toe sê ek so, okay, kom ek staan net op want ja, soos ek sê, ek is baie paranoid met sulke goed. So ja, nee, hy was daarso. En wat was sy reaksie? Ek meen, jy weet jy kyk altyd na jong pappas en alles dan sê jy okay, nou jou vrou kom nou en sê vir jou okay. Ek het al vergeet daarvan. Ek meen my kinders is nou oor die 30 jaar oud, okay? Maar daai oomblik, wat was sy reaksie gewees? Ek dink ons het baie dieselfde reaksies gehad. Dit was 'n oomblik van skok en toe begin dit bietjie insink, soos wat gebeur en wat gaan nou gebeur en wat voorlê. Maar nee, vir hom het die opwinding nog altyd oorheers. Die opwinding het nog altyd die stres of onsekerhede of bekommernisse oorheers. So okay, ja. nou ek wil ook graag weet as jy nou weet jy, okay, nou sê jy okay. Wat is die volgende stap? Want nou dink jy seker in jou kop, die eerste ding is jy moet nou seker na 'n dokter toe gaan of ja. So wat is daai eerste stap na dit? So my persoonlike pad wat ek nou gestap het met hierdie was ek het eers by my huisdokter uitgekom dat sy net vir my bevestig met bloedtoetse. En toe daarna, toe ek gelukkig het ek voor die tyd 'n afspraak gehad by die ginekoloog. Toe het ons net daai ook bevestig en die ja, toe gaan ek na die afspraak toe en ja, so die eerste ding was maar gaan na my huisdokter toe, doen die bloedtoetse, gaan ginekoloog toe. Ek ben na daai ginekoloog, okay. Ek meen ek weet ook uit 'n bietjie ondervinding uit as jy 'n ginekoloog afspraak wil maak. Ja. Party is maande vooruit, okay. Nou daai ginekoloog kies. Dis seker 'n baie ek meen hoe kry jy nou 'n ginekoloog? Waar begin jy? Okay. Ja, nee, so my ding was ek het 'n vroue ginekoloog gesoek. Okay. En op daardie stadium, ek dink sy is nog steeds die enigste vroue ginekoloog in Potchefstroom, is dokter Otta Ongwabu. Sy is by Medikliniek. Lieflike dokter, fantastiese dokter. Ek sal haar regtig vir enigiemand aanbeveel. Ja, en ek weet van dokter Henty wat die mense ook mal is oor in die dorp. Dokter Thomas sê hulle is baie goed, maar nee, ek het regtig persoonlik aanklank gevind by dokter Otta. Baie gemaklik laat voel. En ja, dis waar wat jy sê dat hulle is so ver vooruit bespreek baie keer. En dit is ook, ek dink ek was eers op 12 weke kon ek eers gaan. En ek het uitgevind toe dit gesê het op die toetsie 2 tot 3. So ek moes omtrent vir 6 weke wag voor ek haar kon sien. Natuurlik seker maar om te seker te maak dat niks gebeur intussen of wat ook al nie. Maar ja, dis 'n baie lang stretch om te moet wag. Presies. Maar ja, nee. En dan as jy nou na 'n ginekoloog toe gaan, wat doen die ginekoloog op haar eerste besoek? Ja, wat is die wat doen hulle? Verstaan jy? Hulle obviously bevestiging. Ek dink hulle bevestig seker weer. Ja. Maar wat is daai proses? Wat doen hulle? Ja, nee, so dis maar net 'n sonar het sy intern of uitwendig, inwendig of uitwendig. En dan praat sy net oor soos wat se vitamiene jy kan drink en hoe die pad vorentoe lyk en soos sy sê bevestig ook net hoe ver is jy en dan sê sy ook dan tydens daai kry jy ook jou estimated due date. Okay. So ja, en dan net van daar af is dit net afsprake wat jy dan maak daarna. Iets wat vir my interessant was en dis nou nog 'n vraagie aan jou. Ek het toe jy weet daai estimated due date. Het ek toe gaan check, maar daar's 2 tipe due dates. Daar's een wat jy sê okay, hier's jou due date. En dan is daar 'n ander datum want daar's 2 weke missing of daar's 2 weke wat aangaan of wat ook al. Wat is dit? Ja, so dit is die gestational age van die baba. So dit het ook bietjie my brein gebreek want soos ek gesê het nou my toetsie het gewys 2 tot 3 weke en toe ek by die dokter kom en sy vra my ook nou soos wat was die laaste tyd gewees? Toe sê sy, so jy is nou omtrent so 6 weke. So toe kon ek nou nie lekker die kloutjie by die oor sit nie. Ja. So daai is ja die 2 weke tussenin van
waar die bevrugting nou plaasvind. Okay. Yes. Alright. Ja. So dis waar hierdie 2 weke Ja, ding daai inkom, speling inkom okay. dink ek, ja. Alright, so nou het jy daar by die ginekoloog vertel jy nou van die pad vorentoe, Ja. okay? Wat is daai pad vorentoe wat hulle kind of vir jou vertel? Wat's daai gesprek wat hulle vir jou sê? Ag ja, dis net hoe om na jouself te kyk, kosse wat jy nie mag eet nie, kosse wat ryk is in nutriënte wat jy moet eet, ja, wanneer jou volgende afspraak gaan wees, wat dit als behels. Maar ja, ons het regtig mense net op jou gemak gesit en natuurlik daai ou eerste sonar fotootjie ook kry Yes, mense dis daarso. natuurlik, ja. Ja, so. En kyk, daai sonar fotootjies, ek onthou die ouers, né? Die ouers was so klein nou, swaar ding, ek onthou die eerste keer toe ek een gesien het, ek het gekyk, maar ek kon niks sien nie. Daar was vir my was hierdie was die baba in hierdie ding. Nou vandag is dit natuurlik 3D en 4D en al sulke dinge en jy sien altyd hulle gaan met die ou skermpie en sien jy die skermpie daar agter en alles en later kan jy 'n hartklop ook hoor op. Ja. So daar's allerlei goedjies. So dit is baie beter as wat dit was, net daai ou swart dingetjie wat jy gekry het. Ja. So dit was die eerste een. En mense hou dit seker, want jy sit dit seker in 'n album. Ja, nee, so al ons en is al lekker mooi teen die yskas geplak. Is dit? Ja. En alright, so nou is jy daar, jy het nou bevestiging. Ja. Nou begin dit baie dieper insig. Nou kom die volgende vraag. Wanneer vertel jy mense? Jy soos veral ouers en ek onthou met ons hierso het ons gesê ou kind het vir ons gesê het, sê asseblief maar wag eers bietjie. Ons wil dit nou nie gaan publiseer nie, want daar's 'n proses vir ons nou vir almal te vertel. Vertel ons bietjie van daai proses. Wat gaan deur jou kop as jy nou dink aan familie en ma en pa en broers en susters en almal anderste? Ja, so natuurlik daai eerste paar weke is maar bietjie touch and go want jy wil nie ietsie te vroeg noem nie, want enigiets kan gebeur. So ja, ons het dit nogals 'n hele ruk stil gehou. Ek dink ons het eers op 16 weke het ons vir die ouers vertel. So ja, dit was maar net 'n ding van want ons het soos ek sê ons het uitgevind en toe het ons daai 'n troue in Pietermaritzburg ook dan naweek. So toe ons daar was, toe weet ons al. En toe het ons nou beplan en mooi fotootjies laat neem daar. Iemand het net gevra op die strand om vir ons foto's te neem en toe ons nou die foto's uitgeprint en boksies gemaak vir die ouers en my sussie hulle en almal. Maar ja, dit is maar bietjie want jy wil so graag dit vir iemand sê. Jy wil jou mense sê. En veral ek en my ma en my sussie is verskriklik na aan mekaar. So natuurlik wil jy alles dadelik met hulle deel. Presies, ja. Maar mens is ook maar versigtig. So nee, ons het maar onsself mooi in toom gehou en elke keer as die ouers bel of my sussie bel en vra hoe gaan dit? Wat's nuus daar by julle? Wat's nuut? Nee, gaan goed. Symal. Ja. So ja, nee, so uiteindelik toe kon ons hulle ook nou vertel. Hoe het julle hulle vertel? Wat het julle gedoen om hulle te vertel? Het julle ietsie spesiaal gedoen? Ja, soos ek sê ons het boksies vir hulle opgemaak. So daar was 'n fotootjie in en so 'n mooi briefie. En daar was daai individuele ouma en oupa. Dit was daai ouma beskuitjies wat toegedraai het en dit ek net die M toegeplak met 'n P. So dit was 'n ouma en oupa beskuitjie en dan 'n foppie daar binne ingewees. Wow. Ja. Wat was hulle reaksie? Wat het hulle ek kry sommer traan in my oë as ek dink iemand by my kom en sê jy ja. Ag nee, my skoonouers was verskriklik bly geweest. Ja, my ma was so in skok geweest. My sussie hulle was baie opgewonde. So ag nee, almal was baie bly geweest. En dan kom die volgende natuurlik. Nou begin die proses aangaan. En dan kom dit wanneer jy nou die gender kan sien, wanneer jy kan sien of dit nou 'n seentjie of 'n dogtertjie is, okay? Jy het besluit om jy wil weet voor die tyd, korrek? Nou het jy enigsins daar dan vir almal gesê, luister hierso, dis 'n ek onthou vir ons, het jy daai milkshakes gaan doen. Waar het jy dit nou weer gaan doen? Ja, ons is sommer by Wimpy. By Wimpy gewees met dit was die blou milkshake en die pink milkshake en dan jy gespot met die chocolate milkshake. Ek dink as ek reg kan onthou. Ja, nou so ons het die maskom bestel en toe die fotootjie bygesit en het ek eers 'n wit en swart foto gestuur. O ja, dit was die wit en swart foto. En toe sê ek nou final guesses. Dis hy. So ja, ons het presies dieselfde gedoen met die familie. Ja. Okay. En dan natuurlik kom maar nou ander dinge by. So nou begin almal baba kleertjies koop en ten minste nou weet jy gender. Ja. Nou kan jy ietsie gaan koop. Ouma en oupa natuurlik, elke winkel wat hulle nou kom, begin hulle nou baba goeders raak sien, okay? Nou kom
wat seker elke verwagtende vrou nou deurgaan, jou klere. Ja. Waar koop mens klere, pregnancy klere Joeg. in Potchefstroom? Jessie, dis baie moeilik geweest om maternity klere te kry. Ek bedoel by Pick n Pay is daar, ons moes Pick n Pay in Klerksdorp toe gegaan het, by Pick n Pay Clothing. So ons was by Matlosana Mall. Daar was so 'n klein ou rakkie met 'n paar kledingstukkies. Maar andersins het ek dit op Shein gekoop, regtig, want die maternity klere is net vrek duur. En ek weet nie hoekom nie en dit is so beperk. Maar ja, ek dink maar Pick n Pay Clothing is jou beste Ja, beste roep. want ek kyk altyd na maternity fashion, né? En jy sit nou met jou mooi rokkie so aan en gister het ek in die mall het ek 'n vrou gesien by Wimpy met 'n kort rokkie wat jy die bump nou mooi wys. Dit is mos Ja. nou nice om jou bump te sien. Jy weet dit is regtig nice, okay? Nou, toe wonder ek, waar koop almal eerste plek maternity klere, Ja. maternity fashion klere. Ek was mal toe my vrou verwagtend was, het ek daai wat toe mense daai pak lyk amper soos 'n overall kit, jy weet daai wat die O ja, daai dangerings. Ja. dangeries, yes. Ek was mal daaroor. Sy het so pink een gehad. Ja. As sy daai ding aangehad het, dan was ek soos in my element geweest. Sy was net die mooiste, okay? So wat 'n fashion is daar by soos by Pick n Pay en by Shein? Wat 'n tipe fashion kry mens vandag vir maternity? Wat is die trend as ek dit so kan sê? Ja, ek dink vandag is definitief meer vrouens is baie meer gemaklik om hulle pensies af te wys. Yes. So dis hoekom daar so baie vrouens, selfs as hulle gym of net in die mall is met die stywe klere en maagie mooi wys. Yes. Niemand judge jou nie want dis 'n swanger maagie. Presies ja. Maar ja, ek dink dis definitief meer dat die pensie prominent is. Maar ja, ek weet nie, vir my is dit hoe gemakliker hoe beter. Ek wil niks so styf aan my hê nie. En ja. cool, met al hierdie hittegolf wat ons gehad het, kan ek dink dat jy soek vir cool klere. Ja, Jy nee, soek iets wat jy nie definitief. te warm voel nie. Definitief. En maternity denims is fantasties. Is dit? Dis baie gemaklik. Dit stretch, is dit? Ja, so uit 'n rek wat opgaan. So Rarig. ek dink ek gaan dit selfs na die tyd ook nog. Dis baie gemaklik. En dan as jy nou kyk na, jy het nou by Shein gekoop, né? Het hulle nice goeders? Hulle het. Rarig. Ja, hulle het regtig, dis gemaklik. Is lekker goedkoop, Is die ding. Ja. Nee, so dis baie nice goedjies. En hoe lank vat dit vandat jy dit nou order tot jy dit kry? Myne was 'n week. Wow. Wow. Ja. En dan ons koop altyd vir babas, né? Dis altyd oumas en oupas koop altyd vir babas. Wie anderste behalwe jy koop vir jou maternity klere? Het enigiemand gegaan en vir jou 'n rokkie gaan soek of iets? Ek moet sê Morney is daarom baie nog ingestel op my. So hy sal ook altyd sê, "Skoos, kort jy hierdie, soek jy nog ietsie?" Ja, nee, soos vir al die oefenbroeke ook, dan sê hy sê, "Kan ons weer nog 'n maternity oefenbroek koop?" Maar ag ja, nee, soos ek sê, vir nou is my pre-pregnancy klere is nou eers bietjie agter in die kas. Ja. So nee, ek dra nou net die gemaklike goed. En dan baba klere. Nou kom jy by baba klere. Ek weet elke winkel wat ek nou ingaan, ek dink baba nou, ek weet nie hoeveel spoegdoekies en toys en alles nie. Waar kry mens baba klere? Enige plek. En elke plek het die oulikste goedjies. Is dit? Dus daar's nie een plek waar mens ingaan waar jy nie oulike baba goed kry nie. Okay. Regtig van Oorts tot Ackermans tot Jet tot Pep, hulle het regtig die oulikste goedjies. En ek hou daarvan dat hulle deesdae die onesies het zips in plaas van die tradisionele knopietjies wat so vasmaak, wat baie makliker maak. Ja, en dan het ek gesien, ek dink toe ek by Clicks was, het ek gesien daar's 'n baby club. Ja. Kry mens nog baby clubs by ander plekke of hoe werk dit? Ek weet nie van die ander plekke nie. Ek weet ons is baie, ja, die baba afdeling is lekker groot. En ek weet nou met Dis-Chem kry jy 'n baba sak as jy nou geregistreer het vir die program en so. Maar ja, ek weet nou nie soseer of daar 'n baby club is by ander plekke. Daar moet eintlik 'n baby club wees. Ja. Soos jy kry mos daai wedding registries, is dit nie wat jy nou 'n baby registry, want jy weet toe ons nou soos baby showers, ons gaan nou by baby showers kom. Ek meen almal wil ietsie koop. Ja. En op die einde, kyk as ek enige ouer kan voorstel, koop net doeke. Ja. Net doeke, moenie oor enigiets anders nie. Maak seker jou vriende bring vir jou doeke wat dit teen die
dak opstaan. Mm, Maar as jy nou 'n wedding of 'n baby registry gehad, kon mense gaan sê, luister hierso maar, jy kort dit of jy kort dit of wat ook al, ja. want jy moet 'n kas opbou en natuurlik baba Mm, groei so vinnig dat daai kas raak baie vinnig uit datum uit, okay? ja. So as jy nou na daai kyk en jy sê, okay, wat is die eerste dinge wat jy as mamma gesê het, ja, ek moet hierdie goed kry. Obviously is daar doeke, Ja. ons weet dit almal, maar wat is die ander goeder? So spoegdoekies weet ek is ook belangrik, okay? En dan het jy gepraat van die onesies, né? Ja. Want dit is gemaklik. Ja. Wat is die ander goeder wat jy in jou kassie wou gehad het? Definitief wipes. Ek Mm. het oormaat van wipes gekry. Mm, Nee, doeke is ons ook daarom uitsorteer, dankie Mm. tog daarvoor. En dan soos die lyfroompies het ons baie van gekry. Maar ja, dit hang af want deesdae soos mens moet ook, ek hoor ook hulle sê mens moet nie die baba elke dag bad nie, soos elke tweede, elke derde dag, mm, omdat hulle velletjies maar so sensitief is. So ons sal maar kyk, dit gaan maar trial and error wees. mm. Met wat ons eers klaar gaan gebruik en so en wat ons gaan gebruik. Maar ag ja, ek dink definitief eers ding, ek weet nie, ietsiekie wat mens eers altyd wil koop is maar 'n ou kledingstukkie of so. Ja. En het jy jou kassie al reg? Baba se kamertjie reg? Het jy 'n kassie daar waar jy al hierdie goeders al Ja, insit? ja nee, so die kassie is reg. Mm, Die klere is weer 'n keer gewas, Mm. weer ingepak. Okay. So ja, ja. En dan sê vir my nou, jy praat nou van bad en alles. Obviously daai journey kom nou later, okay? Daar hier waar jy nou sit. Obviously ek dink meeste vrouens sal op 'n sekere stadium kom sê hulle, ek wil dit nou klaar kry. Hierdie baba moet nou kom, ek wil hom of haar in my arms vashou, ek wil nou verby hierdie stadium kom. As jy nou dink, wat is die volgende ding wat in jou gedagtes hier waar jy nou sit? Is ek seker daar's 'n nervousness oor die bevalling wat gaan kom, okay? En dan dink jy aan huis toe kom. Wat gaan deur jou gedagtes op die oomblik? Okay, so oor die so naby aan die periode kom. Ja, nee, ek stres maar 'n bietjie definitief oor die bevalling. Dit is maar enigiets kan gebeur. Ek is daarom baie open-minded met soos ek het 'n geboorteplan in gedagte, maar ek is ook vir as ietsie nou moet gebeur. Maar ja, dit is maar 'n stresvolle ding want dis maar my first rodeo. Ja, presies. So Ja. ek weet nie wat om te verwag nie. Maar ja, ek dink daai eerste 6 weke is maar crucial. So ek stres daaroor. Ek stres nie so seer oor ons katte nie. Ek dink hulle sal relatief vinnig aanpas. Maar ja, ek dink net die feit dat dit so baie gaan verander. 'n Goeie verandering, maar ja, ons gaan 'n nuwe roetine moet kry. Absoluut. Dit gaan in die aande gaan dit laat aande wees wat ons moet wakker bly, vroeë oggende wakker word. Maar nee, ek dink ons sal voete vind daar. Ek dink dis net die verandering wat daar gaan inkom. Ek het al baie keer by Morney gehuil, dan sê ek vir hom, dit gaan nie net meer ons twee wees nie. Dit is so, dit is 'n lewensveranderinge ding. Ek meen, daar's ewe skielik 'n nuwe mensie in die huis. Roetine natuurlik is in die begin bietjie miskien gehavend en alles. Ja. En dan moet jy jou mojo kry, jy weet, in hierdie proses. Het jy enige boeke gelees? Want ek meen, babas kom nie met manuals nie. Ja. Jy weet, daar's nie 'n manual waartoe ek kan deurgaan en sê, okay, die koers is nou dit of die huil is nou so of wat ook al. Daar's nie 'n manual nie. Ja. Het jy enige boeke gaan lees in hierdie tyd? Ek het nie. Het jy nie? Nee. Jy wat 'n boekwurm is, het nie. Ja, nee, ons het nie. Ons het die voorgeboorteklasse by Suster Elise van Nourish and Nurture gedoen. Dit was baie insiggewend. Sy het alles so mooi met ons behandel en bespreek. So ek kan ook definitief aanbeveel. En dan gaan ons net absoluut net met die vertroue van die Here. Okay. Ons gaan hierdie kind, dit gaan ek en Morney en die Here wees, hierdie kind groot maak. Hy sal vir ons lei. Maar ja, nee, ons het nie so seer gaan sit en gaan boeke lees oor as dit nou gebeur, moet dit gebeur. As dit gebeur, moet jy dit doen. Nee. Okay. Nee. En jy praat van Nourish and Nurture. So ons het hulle ontmoet, ek dink einde laas jaar. Kan ek onthou ons het 'n video daar gaan doen of iets van hierdie aard. Ja. En dis hoe ons Nourish and Nurture discover. Nou praat jy van hierdie klasse, okay? Wat doen hulle in hierdie klasse? Ek meen, wat's daai deel? Wat kan jy vir mense vertel wat hulle daar doen? Jy het nou gegaan, gaan jy alleen, gaan jy met Morney saam? Hoe werk dit? Ja, nee, so ons het albei gegaan. Dit was baie belangrik vir ons dat ons albei gaan na hierdie toe. Ook net om 'n bietjie vir jou gemoedsrus te gee en net te weet soos okay, wat kan dalk gebeur? Wat gaan voor lê? So die eerste lesie is maar net 'n introduction klas, dan bespreek ons net alles wat die
lesse gaan bel. So dis 10 lesse, 10 weke. En in elke week dan bespreek sy ietsie anders. Soos die laaste week het ons oor mental health geleer en baba CPR as ietsie sou Is dit? gebeur. Ja. Sy het ons gewys hoe om vir baba te bad, en te swaddel en aan te trek en regte manier om vas te hou en as jy nou moet borsvoed of ja, een les was ook oor byvoorbeeld die borspompe Yes. en hoe bepaal jy dit en ek dink dit was die tweede klas wat dit nou ons was sommer reg in dit ingespring met die geboorte. En Okay. soos die verskil tussen die natuurlike geboorte en die keisers Yes. en byvoorbeeld hoe om na jouself te kyk na dit. Ja, soos wat se Okay. medikasie kan jy neem, wat se ja, soos die sitsbaths wat jy kan doen. So Okay. nee, dit was baie insiggewend. Ja, ek dink daar's baie waarom om te gaan. Daai borspompe waarvan jy praat nou, gaan ek na 'n winkel toe. Nou my dogter het begin borsvoed en vir party ma's werk. Ek weet daar's 'n fantastiese wat noem mense 'n borsvoed spesialis hierso Ja. iewers in Potch. Ek kan nou nie Ja. haar naam onthou nie, maar sy is een van die vooraanstaande in Suid-Afrika. En daai tyd toe ek dit lees, toe gaan ek deur. Dit was met daai Mali fotografie. O Onthou jy ja, toe ja. Mali Yes, gedoen het ja. van wat die babas afneem Ja. binne in die bevalling. Toe kom ek op hierdie af, toe sien ek sy's een van die bestes in die land en toe kom ek agter wat sy wel, onthou nou ek's nou 'n man, hè. Kom ek agter wat se challenge kan borsvoed eintlik wees en hoeveel dinge daar is en toe gaan lees ek op oor ma's wat dit kan doen en as jy dit kan doen en toe kom ons by hierdie borspompe uit en dan kom jy daar in die winkel en daar's een wat duisende rande kos en daar's 'n ander een wat dit kos en alles. En dit wonder ek maar wie wys vir die ma's hoe om hierdie ding te gebruik. Ek meen dit lyk vir my baie complicated. Okay, toe met Tracy toe sit eintlik 'n simpel ding. Okay, so dis nogal nice om te hoor dat hulle dit dek in so 'n ding. Ja. Sê vir my, wat anders dek hulle in hierdie klasse? Ek meen of in hierdie by Nourish Nurture, wat anders doen hulle daar vir mammas nou? Ja. So dit is ook veral vir na die tyd as jy net bietjie uit die huis uit wil kom. Dit is 'n baie rustige omgewing waar hulle is. So dis amper soos 'n doolhof hier binne. Dan kan jy nou rustig daar sit en vir baba voer. Jy kan as jy nou nie 'n dokterskonsultasie vir jou wil betaal nie, kan jy daar net gaan kyk of baba gewig optel. Elise doen nie weeg, sy meet baba, sy kyk, sy help jou as sy's ook 'n lactation spesialis, die borsvoed spesialis. So as jy dalk sukkel of ietsie, kan jy ook na haar toe gaan. Dan help sy jou net bietjie, wys jou net hoe om dit te doen. Okay. So ja. En dan natuurlik, laat ek nou eers bietjie terug gaan. Kom ons gaan eers nou bietjie baba shower toe, baby shower toe, okay? Daar's mos altyd 'n baby shower vir mammas, okay? Ons het een, ek dink hier vir jou gehad. Ek het hier gekom toe hang as sulke pink goedjies hierso, okay? Die baby shower ondervinding ook. Waar hou mens baby showers? Wat is die reëls van baby showers? Ja, nee, dit het baie verander vanaf soos my ma se tyd, want gewoonlik was ons by iemand se huis, sommer in iemand se tuin gewees. Yes. Jy het nie daarvan geweet nie, so jy het net daar opgedaag en hier's almal ewe skielik. Deesdae is dit baie meer fanfare, dis baie meer bells and whistles. Wat dis ook maar amper soos wanneer iemand hoor troue, dan skiet die pryse deur die dak, wat eintlik swaarseer is. Maar hier's baie venues in Potch wat dit kan doen, wat dit kan host. Myne was by Kappa Cafe. Dit was lieflik. Ons lekker onder 'n koelteboom gesit, so mooi opgemaak, dit's lekker oop. Heerlike dag gewees. Het hulle jou snaaks aangetrek? Nee, daarom nie. Ek like dit as hulle daai mense so snaaks aantrek met 'n groot doek en daai pegs en 'n dummy en al. Ja, ek moet sê dis ook iets wat baie verander het. Soos hulle doen dit ook glad nie. Dis nou baie meer elegant, kan ons maar sê. Ja. Okay. Ja. En dan wie reël die baba shower? Wat is die reëls om te sê wie reël dit? Is dit is dit jou ma? Is dit skoonma? Is dit sissies? Wie's die man in the woman in charge hierso in hierdie geval? Ek dink dit is maar naaste familie. So my sussie was nie dadelik soos sy's al reël. So. Ja, nee, ag, dit is maar moeilik geweest my skoonouers omdat hulle ook maar ver is. Yes. So nee, tussen alles en almal het hulle dit gereël. So okay, en dan natuurlik kry jy geskenke, maar dis eintlik om die ma te help ook om te sê luister hier's nou 'n paar geskenke en alles. Wat is die uniekste geskenk wat jy gekry het in hierdie baby showers? Indien enige, want ons gaan maak seker jy kry alles. Wat was die funnieste een wat jy gekry het? Jo, dis nogal so 'n enetjie.
Ek het baie praktiese goed gekry, Yes. soos wipes en natuurlik 'n ou kledingstukkie. Mm. Wat Wat het hierdie kantoor jou gegee? Ek was nou nie hier nie. Wat het jy gekry Dit hierso? was baie oulik. Mm. So, Michaela het vir my so voeding kussing gegee. My ma love daai kussing. Mm. Met 'n skapie op en sy het vir my by Mosaic 'n dummy klip gegee Mm. en wat het sy nog gegee, Michaela? En ja, en sy het vir my vleis gegee en so oulike skapie, so 'n skapie staan daar in die babakamer Ja. by die bassinet. En Amanda het vir my ook 'n onesie gegee met lekker doeke. Dit was baie cute. Mm. Sodat jy 'n bietjie gespoil ten minste. Ja, en Pieter het vir my eerste handdoekie gegee. Dis ietsie Okay. wat ek nie by die baba tee gekry het nie. Was nie 'n handdoek nie. Sê So, vir my baby showers, is dit net die meisies wat baby showers toe gaan of is wat doen die manne? Die manne doen 'n doekebraai. O, hulle doen mos nou doeke braai, ja. Yes, Okay. yes. Alright. Ja. So Morney het doeke braai toe gegaan. Op dieselfde dag of is dit op 'n ander dag? Nee, so ons het ons in gereël dat sommer op dieselfde dag. Sommer op is. dieselfde dag. Ja, ja. Okay. Alright. Vertel my van jou gym. Want toe jy vir my sê jy gym nog, toe's ek soos baie verbaas, okay? Ja. Jy het nog aan gym hierdie hele periode. Obviously het jou gym tegniek nou verander, jy Ja. het nou ander oefeninge gedoen. Vertel my daarvan. Ja, nee, so ek moet sê eerste trimester was ek man down. Mm. 16 weke kon ek niks doen nie. Ek het regtig soos op 6 weke, 7 weke was ek nog, ja, ons gaan gym. Nee, en toe is ek net nie meer daar nie. Tweede trimester het ek regtig nog goed gedoen met gereeld gaan oefen. Derde trimester is bietjie taaf vir my. Maar ag ja, ek doen maar net ligte gewig oefeningkies en of ek stap op die treadmill of ek ry 'n bietjie fiets, maar ek fokus definitief meer op strekke. Okay. Ja. Sê vir my morning sickness, onthou jy? Ja. Almal het gesê, jy het gesê, ek dink jy het 'n post gemaak ook wat sê wie ever gesê het morning sickness weet nie waarvan hulle praat nie, want Ja. as ek reg onthou, ek het jou die hele tyd probeer encourage dat dit gaan weggaan. Ja. Dit gaan kom, as ek reg kon onthou het ek gedink en ek het geen ondervinding van, ek het net ondervinding van een persoon en ek het gesê omtrent 12 weke. Okay, gaan dit weggaan. Maar ek onthou partykeer het jy ingekom so wit soos 'n spook, Ja. okay? Daai proses kon seker nie lekker gewees het. Nee, dit was die taafste trimester, eerlikwaar. Soos ek sê, vir 16 weke, dit begin in die oggend en dit eindig, daar is nie, dit begin nie net die oggend en dan 12:00 is jou lyf en so, okay, dis nou klaar nie. Dis 'n ding wat die hele dag aanhou. Nee, so dit was nie 'n baie goeie tyd. Wat het jy geëet daai tyd? Want dis seker die moeilike ding. Ek het salty cracks geëet en Michaela het vir my eendag te maak, sy het vir my 'n care package op met gemmertee en gemmerkoekies en soutkoekies. Wat het vir jou gehelp? Die gemmerkoekies. Die gemmerkoekies. Ja. Maar ag nee, en mense probeer maar ook die shakes drink want jy dink dis al wat jy kan inhou, maar dan is dit nie al wat jy kan inhou nie. En naderhand ek energy bars probeer. Nee, ek was glad nie 'n baie inspirerende swanger persoon in die eerste trimester nie. Ek onthou dit ons almal vir jou probeer raad gee nog. 'n Mens moet dit eintlik nie doen nie. Om te sê maar jy moet eet. Daai baba vat nou jou krag uit en alles asof ons experts is, okay, wat ons nie is nie, maar ek dink dat ons het darm probeer jou bystaan in daai tyd. Ja, nee, so eerste trimester het regtig bestaan uit chippies uit. Soos kom ek by die huis dan airfryer chips, Morney maak net dit vir my. Of as hy byvoorbeeld gaan kos koop, dan sal ek net chippies bestel. Maar ja, enigiets wat mens kan inhou. Sê vir my, en natuurlik, vrouens hou hulle gewig dop, okay? Nou begin jy dalk gewig op te tel, okay? Wat gaan deur jou kop en dit, want obviously daarna wil jy gewig verloor, dis nou maar die metode. Maar hoe hou jy daai gewig dop? Nommer 1, wat gaan deur jou kop met dit, okay? En wat jy dan eet, want dit is eintlik soveel goeder wat nou dit beïnvloed. Ja, nee, so my mindset het gelukkig, want ek uitgevind het ek is swanger, ek was altyd baie ingestel op my lyf of selfbewus oor my lyf. Mens oefen, jy eet mos reg. En toe verander my mindset net heeltemal. En toe ewe skielik is dit nie meer oor my nie. Dit is om hierdie babatjie genoeg kos te gee, genoeg nutriënte te gee, in te kry. So ja, dankie tog dit het verander. Maar natuurlik, dis nog steeds nie agterkop van jy wil nie vir 2 eet nie, want ek dink dit is die verkeerdste ding wat mens kan doen. Jy eet nou vir 2, jy eet mos nou vir 2, so dan eet jy enigiets en alles heeldag. Ja. So nee, definitief dankie tog dit het verander.
Maar ek moet sê die oefen dink ek het regtig ook gehelp. Gehelp, ja. Want ek het ook nou eendag toe lees ek as mens oefen dit help nie net dat jy nie so baie gewig optel nie, maar ook dat baba nie onnodige gewig optel nie. Absoluut. Ja. Sê vir my, okay, dis nou die gewig. Nou kom ons by vel en hare, né? Rekmerke is altyd die eerste ding wat opkom en ek sien almal soek daai creams wat jy Ja. opsit en alles. Hoe hanteer mens dit? Want jy sien dalk daai merkie kom en jy dink o, gatta patata en dan watse creams gebruik mens vandag vir dit? Ja, nee, daar's baie roompies en olietjies en goed. Ek weet ek het groot geword met my ma wat Happy Event in die huis het en maar ek het sommer van die begin af het ek sommer baie oil. Net so een keer elke dag bietjie baie oil en nou is dit darm elke tweede dag wat ek aansmeer. Okay. Maar ek dink dit het ook baie te doen met gene. Yes. Wat mens rekmerke kry. Absoluut. So, Sê vir my, ja. nou van rekmerke en vel hare. Verander mense hare want ek weet party mense sê jou hare word gesonder in hierdie tyd. Okay, en jou vel word gesonder. Ek weet nou nie of dit waar is of nie. Dit wat ek maar net hoor want hulle sê jy gloei. Jy lyk dan so pragtig. Is dit maar net ons wat 'n bias het of is dit werklik so? Ek dink die gloei, wel my gloed kom van hitte af, maar nee, ek dink dit het ook baie te doen met die vitamiene wat jy drink. Soos ek het baie folinsuur gedrink en my prenatal vitamiene wat ek drink. So daar's ook baie want dis visolie en dis multivitamiene. So dit alles voed mens se hare en ek is baie dankbaar dat ek darm nog nie so erg soos uitgeslaan het nie. Okay. Ja. Baba sakkie staan reg, né? Ja. Alles is reg. Mamma se goedjies is in. Ja. Wat is in daai sakkies van jou? Wat pak mens in so 'n sakkie? Jy raak nou reg vir hierdie ding. Yes. Wat pak jy in mamma se sakkie? Wat pak jy in mamma se sakkie? Ja. So baba se kant van die tas, ek het my Ziploc sakkies. So in die sakkie is 'n wessie, 'n onesie en 'n missie. En 'n doek en oorstokkies. Okay. En daar's 6 van hulle. En dan het ek 'n ekstra sakkie, dan sit net soos die amper wil ek sê nie noodsaaklike goedjies nie, maar goedjies wat ek dalk mag nodig kry, soos 'n naalstelletjie of daai goedjies wat die haartjies was, ou poeiertjie of so. Ja, en dan is nou die kombersies en receiver blankets en muslin blankets en 'n teddy. En mamma se deel? Wat's alles in mamma se deel? Ja, so my kant is 80% klaar gepak. So nog net die klere wat ek moet pak en die toiletware, so dit is daarin. En dan is dit maar soos jou maternity pads wat daar moet in wees. Ja, jy kry Medikliniek is baie oulik. Hulle print vir jou uit presies wat in jou tas moet kom. Maar dis wat ek wou gevra het. Is daar iewers wat jy ten minste kan gaan en 'n checklist check wat alles moet in wees? Ja, want daar is so baie verskillendes op die internet. So nee, Medikliniek het vir my mooi uitgeprint wat ek alles moet inpak. Ja, so dit is jou stelle pyjamas, een vir elke dag plus een ekstra en dan pantoffels, stortplakkies, ja, 'n japon, daai ding. Mens bly omtrent 3 dae in of hoe lank is dit nou? Want as jy bevalling is omtrent 3 dae. Right? Ja, 2 tot 3 dae. Okay, wat jy so dis wat in daai sak ingaan, is om te beplan vir 2 of 3 dae. Ja. Nou met die bevalling en nou sê jy in die saal, manlief kan enige tyd besoek of is daar spesifieke besoekure of hoe werk daai deel? Daai deel is ek nog nie 100% seker nie. Ek dink daar is ek weet daar is definitief besoektye, maar vir hom weet ek nie of hy soos enige tyd kan opdaag nie. Yes. Dit sal ons nou maar uitvind. Ja, dit gaan jy uitweek. Ek kan vir ons op die volgende vertel hoe dit was. Ons sê jou definitief weer hê om sê okay, nou het jy al hierdie dinge gedink en hier kom die moment of truth, okay? Wat ek jou nog wou gevra het, is daar enige apps wat jy gebruik het of iets wat ek weet soos 'n mother club of 'n ding wat jy met ander mammas praat boonbehalwe by Nourish and Nurture. Ek meen as jy 'n ander mamma sien wat verwagtend is en jy lees daaroor op Facebook of wat ook al, is daar enigiets wat jy daar gedoen het in terme van met ander mammas gesels? Ek het nie met ander mammas gesels nie. Ek het op Facebook is daar baie oulike page moeder en maagie. So daar's ook eerste keer mammas of mammas oor die algemeen wat net vrae het, algemene vrae oor swangerskap of as hulle nou deur hierdie gaan of is hierdie normaal, wat moet jy nou doen in hierdie geval? Duisende vrae, ek seker. Ja. So ek het daai groepie gejoin en die app het ek My Pregnancy Journey gedoen. So dis 'n week by week
dan sit 'n videoetjie wat die ginekoloog ook vir jou sê soos wat gebeur nou hierdie week en dan onder is daar 'n opsie wat jy kan kies baby, dan sê hulle nou vir jou die grootte van die baba en die gewig van die baba. So My ja. Pregnancy Journey, is dit soos 'n app? Ja, Ja, ja. dit klink interessant. Klink Ja, baie en dan is interessant. daar die pa se tydlyn ook. So Mm. pappa het ook 'n tydlyn daarso en ook dan die ma se gedeelte van wat als deur jou lyf gaan of ja, hoe dit is hierdie week in jou lyf, ja, alles wat jy kan verwag. En ek seker al die skoonouers, boeties, sissies, almal bel jou seker nou elke dag en vra hoe gaan dit? Is dit as jy reg, is jy ready vir die ding? Ons kom nou nader, hulle gee seker hulle bietjie advies en al sulke dinge hierdie laaste stretch. Ja, nee, so my ma het ook klaar gesê ons moet haar laat weet as sy voor die tyd moet kom, 'n week voor die tyd moet kom, dan sal sy kom. Die skoonouers het ook gevra as hulle 'n plekkie gereserveer daar by ons. So ag ja, nee, ons het maar besluit ons gaan maar net ons wag net tot sy hier is en dan kan mense kom. Yes. Want ons wil nou nie onnodig, want ons nou nie 'n definitiewe datum het soos dalk Absoluut, met ja. 'n keiser, jy gaan nou definitief hierdie dag in. Absoluut, ja. So Babas ja, het hulle eie tyd. Yes, So nee, kar vol beslis. petrol, staan hy reg. Alles is reg. Jy het gesê baba stoeltjie is al klaar agter Ja, in die kar. ja. So hy's reg. Hy's omgedraai, hy wys hek toe. Yes. Okay. Ja, nee, Tassie was ook saam Wildtuin toe gewees Desember so. Yes. En sê by, dit is nou 'n interessante ding. Jy het nou gaan reis en alles en jy het nou vakansie gegaan. Ja. Ek meen jy dink seker daaraan as baba nou moet kom, moet ek reg wees. So jy vat seker al jou goed saam. Ja, nee, definitief. Ons het met Morney se kar gery. So en ons het die sitplekke moes plat slaan. So ons het nie met die karstoeltjie gereis nie. So die idee was indien dit sou gebeur, Dan gaan koop jy maar een. dan gaan koop ons maar een en verkoop die een by die huis. Maar nee, die Tassie het definitief saam gegaan. Ek weet Elise was ook net so 'n bietjie van, is julle seker? Maar nee, ons was vol vertroue, sy gaan baie rustig wees, so nee, baba is daarom nog. Ek het 'n vraag eergister gehad wat ek nie seker is of ons die antwoord hier gaan ken nie. Is daar, as jy nou in jou laaste week van verwagtend is daar reëls wat sê jy mag nie kar ry daai tyd of daai, want ek weet as jy wil vlieg, dan sê hulle jy mag nie vlieg in hierdie tyd nie. Is daar enige sulke reëls vir as jy kar ry? Ek dink nie so nie. Ek dink dit is tot mens seker maar net nie meer die pedale kan bykom nie. Of jou maagie in die pad kom. Maar ek dink is maar net 'n ding van veiligheid. Want ja, in daai eerste paar weke, ek dink omtrent dit was 6 weke, toe het ek 'n onderhoud gehad met Ford eintlik. En toe ek op pad was soontoe, ek was so in gedagte en toe ry ek oor 'n rooi lig en toe kom daar 'n kar met 'n hengse spoed en ek was amper 'n ongeluk. Boeglam geskrik, ja, ek kan Ek het so geskrik. So prys die Here dat hy ook net sy hand van bewaring oor my gehou het. So nee, ek dink baie daaraan. En dan sê ek ook net so, okay, dalk moet ek nie op die pad wees nie. So nee, ek dink hierdie laaste ruk is daar nie 'n ding van soos mens hoef rondry. Ja, ek dink is maar 'n ding van eerder veilig. Ek dink mense dink meer daaroor. Kan met enige tyd gebeur. Is nie noodwendig net verwagting nie, maar mense dink seker meer daaroor. Ja. Om te sê gaan jy nou ry of gaan jy nou nie ry, maar soos ek sê, ek weet van vlieg. Ja. As jy daar aankom na 'n sekere tyd, dan sê hulle vir jou nee, jy mag nie vlieg nie of ja. Jy moet jou tripie uitstel, wat ook al die geval mag wees. Okay, nou jy bou nou op na die groot dag toe, okay? En jy gaan nou jy gaan voor die tyd gaan jy nou by die huis bly en dan kom maar praktiese goed wat ons seker ook sal cover op die volgende een. Want dan kom goeie soos UIF. Né, wat jy nou moet wag tot jy nou bevalling het en dan sal allerlei papierwerk en al sulke dinge. Daai admin gedeelte soos geboorte van of die registrasie van jou baba se geboorte. Ek het geen idee hoe dit werk nie. So ons sal jou terugkry na jy deur hierdie roete is, okay? Dan gaan ons bietjie daaroor gesels want ek dink daar's baie mammas al buite wat deur die ding dan gaan wat werk, okay? Natuurlik hier by Go to Go is ons baie meer flexible op hierdie dinge, maar wat werk en dan moet UIF gaan doen en baba registrasie en geboortesertifikate en ek meen ek sien vandag nog wat mense sê hulle soek hulle geboortesertifikate en hoe belangrik daai dokument eintlik is en ek seker daar's 100 ander goeters, jy weet. Ek gaan jou nie vra oor baba se naam nie. Ons gaan dit is jou, jy save dit vir jou secret. Maar Johanay,
Die hele kantoor is agter jou. Ons het Baie. gedink ons wil hierdie ding doen om vir ander mammas net bietjie te wys van die praktiese dinge wat gebeur en net 'n insig te kry van hierdie journey. Ja. Maar ons sien baie uit om te hoor dat dit gebeur nou, jy's nou daar, jy's daar, baba's okay, mamma's okay, terug by die huis en dan gaan ons die roete van daar af vat en alle sterkte met ons is so lief vir jou so. Alle sterkte met babatjie. Ag, baie dankie. Ek waardeer dit so baie. En as jy enigiets wil sê vir enigiemand daar buite vir 'n mamma, wat sal jou om dit toe te maak nou? Wat sal jou as ek wil dit nou nie raad noem nie, maar wat sal jou sharing wees, okay, oor hierdie journey? As jy nou met 'n mamma moet praat wat nou begin. Dit is eers is dit so 'n blessing om swanger te wees. Dit is 'n ongelooflike voorreg. Dis soos Frans ook aan die begin gesê het, dis 'n wonderwerk. Daar's soveel testimonies en pregnancy humbles a person, maar op so 'n goeie manier. Dis regtig en as jy daai eerste skoppie voel en jy voel hoe baba beweeg, dis regtig, mens kan nie vir enigiemand beskryf nie. Dis 'n wonderlike voorreg wat ons as vrouens het om hierdie te ervaar en dis ook vir ons as 'n opdrag gegee in die Bybel. Om kinders in die wêreld in te bring en ek wil regtig vrouens aanmoedig, moenie dat die wêreld en soos feministe julle discourage om swanger te raak nie. Dit is regtig so wonderlike voorreg en ek weet almal sê dit, maar byt net vas daai eerste trimester. Die tweede trimester is die beste. Dis regtig, dis so groot voorreg en dis so lekker en dis so groot journey om op te wees en mense sien ook wie is jou ondersteuningsraamwerk. Yes. Dit is regtig, dit is 'n huge aanpassing, maar dis 'n baie lekker journey om op te wees. En dit gaan so vinnig. Ek het gedink dit gaan 9 maande, joh, dit is so lank. Hier's ek nou einde. Ja, net so. Soos wat tyd vandag vlieg. Kom jy nie agter dat hierdie 9 maande so vinnig gegaan het. Dit het verskriklik vinnig gegaan. So embrace elke oomblik, embrace dit. Ja. Wel, dankie vir ons kykers daarso. Dankie vir Johanay. Dankie vir Mikaela wat hier agter sit. Julle sien haar nou nie op die skerm nie. Sy maak seker ons mikrofoon en alles werk en sy smile vir ons elke nou en dan pragtig. Maar baie dankie vir ons kykers. Hoop julle die program geniet. Net hierna gaan ons nou met 'n ander mamma wat klaar deur hierdie proses was gesels en wat haar eie testimonials het. Dis Tracy. So ons hoop julle die show geniet. As julle enige ander of comments of navrae of iets het of iets wil sien op die show oor mammas, ons het 'n groot program hierdie jaar vir babas en mammas en alles. Laat weet ons gerus en ons hoop julle die show geniet vandag. Dankie van die Go to Guy af. Totsiens.